Hallo julle, ek hoop dit gaan goed met julle almal. Ek wil vandag vir julle 'n bietjie vertel van oom Piet Maree se bankie. Nou oom Piet Maree is 'n oom wat my man al 'n paar keer opgetel het en 'n lift voorgegee het want hy het nie 'n kar nie. En so het my man al 'n paar keer met hom te doen gehad en bietjie met hom gesels. Hy het sy werk verloor, hy's geretrench. So toe het hy nie 'n werk nie en nie 'n inkomste nie, maar daarom het sy seun op daai stadium 'n werk gehad en sy seun kon toe nou vir hulle versorg. Maar soos dinge toe nou maar draai, of nie altyd nie, maar soos sy pad nou maar geloop het, ongelukkig het sy seun toe nou verongeluk in 'n trok wat hy bestuur het en daar sit oom Piet. Sy vrou is weg, sy kinders is weg en sy oudste seun is oorlede en hy het nie inkomste nie. Iemand het hom toe nou jammer gekry en hulle het vir oom Piet 'n karavaan gegee agter hulle erf om in te bly, dat hy darm 'n dak oor sy kop het. En so stap oom Piet elke dag grondpad, letterlik en figuurlik. Hy sit op 'n muurtjie buite 'n kompleks en hy sê hy was nou al in die kompleks en dan het hy nou maar bietjie vir mense gevra of hulle hom kan help en so aan. Hy het gedink dis die approach wat hy moet vat, maar die mense het hom weggejaag. So nou sit hy nou maar buite die kompleks, net buite die hek op die ou muurtjie. En oom Piet, hy sê hy sit net daar, hy vra niks nie. Hy sê soos die Here dit ook maar wil, stop die mense daar en hulle gee vir hom 'n ou geldjie want hulle weet hy het nie werk nie. En ek vra nou die dag want ek gee vir ons gemaat en gee toe nou vir hom 'n lift. My man gee vir hom toe nou weer 'n lift terwyl hy op pad is op die grondpad en om te stap na sy ou muurtjie toe daar in die dorp. En ek sê vir hom, oom Piet, sê nou 'n bietjie vir my, wie is die mense wat vir jou die geld gee? Hy sê vir my kind, dis nie daai blinkkarre nie. Ek wil net vir jou sê, daai blinkkarre se mense kyk my vuil uit want toe kom sit ek daar in bedel. Want dit werk nie met hulle beeld van hulle dag nie. Hy sê dis daai mense met die stikkende karre wat lyk of daai kar uitmekaar uitval. Hy sê dis hulle wat stop en vir my R100 of vir R200. Hy sê of R1000 in 'n koevert sit. En hy sê selfs die boemelaars, jy kan die drank op hulle asems ruik, maar daai man sal vir my R5 gee want hy ken swaar kry. En dit het my so bygeval, maar die een Sondag toe ek en Martin toe nou vir oom Piet weer 'n lift gee, toe ry ek nou saam en my man het so 'n extended cab en ek sê vir en Martin stop toe nou vir oom Piet om vir my 'n lift te gee en ek klim uit want ek is geleer, die vrouens sit agter, die man sit voor, jy weet. En oom Piet wil nie. Ek sê vir hom, oom Piet, onthou nie, dis hoe ek groot gemaak is. En ek voel, ek wil dit vir jou, ek wil jou bless, laat jy voorsit, ek is gemaklik om agter te sit. Oom Piet weier. En ek los dit toe nou, en ek sit toe nou voor en oom Piet sit hier agter my. En ek sê vir oom Piet, ek wil jou nie aanval nie, maar ek wil net aanvat of aanval nie, ek wil net vir jou sê, jy gaan moet op 'n plek kom, waar jy kan ontvang ook. En sy volgende woorde, het my bygebly. Hy sê vir my, Michelle, of hy sê my kind, hy noem my kind, hy sê my kind, as 'n ou deur is wat ek deur is, waar jy moes by mense se deure klop, vir kos, net vir 'n geldjie, sodat jy kan eet, dan begin jy naderhand te glo jy is 'n boemelaar. Jy sien jouself as niks meer as 'n boemelaar nie. Jy sien jouself as niks meer as
'n bedelaar nie. Intussen het oom Piet toe nou goeie nuus gekry en iemand het hom 'n werk aangebied, want hy is highly skilled. Hy was net geretrench, hy is highly skilled en ek dink hy het gesê hy het vir die volgende 6 maande kontrakwerk wat hy daarom kan doen. En wat vir my so opvallend is net so terloops nie. Hy sê uit daai 1000 of 2000 rand wat iemand hom gebless het nou die dag mee. Dis dieselfde ou wat vir hom die werk aangebied het hom toe nou gebless met so 2000 rand en hy het 1000 rand van dit gevat vir sy vrou en sy kinders gestuur. Hy het niks nie, maar hy gee nog steeds en dit is sy gesindheid en dit was vir my so kosbaar. Nou laat dit julle nie ook dink aan daai verhaal in die Bybel waar die Israeliete uit Egipte uitgevat is en soveel wonderwerke gebeur het om hulle, maar nog steeds toe hulle die beloofde land binne moes gaan, het hulle self gesien as grasshoppers, want hulle die reëse gesien. Na al daai dinge het hulle nog steeds geglo, hulle is nie goed genoeg nie. En dis die beeld wat jy dra, wat jy het in jouself. En ek weet, ek kan myself met dit vereenselwig. Dis hoekom dit vir my iets na aan die hart is, want ek en Martin was ook al daar wat ons afhanklik was van die kerk om vir ons kind doeke te koop, toe ons oudste seun nog baie klein was. En waar ons afhanklik was vir mense om vir ons te help, sodat ons kan kos koop, sodat ons kan eet. En ja, dit was moeilik. Dit was moeilik om daai mentaliteit ontslae te raak, toe dinge begin beter raak, dat jy nie jouself sien as niks nie, as nie goed genoeg nie. Want ons lewe in 'n wêreld wat soveel staat maak op die uiterlike en wat jy sien. Ons is so behep met titels en hoeveel geld jy in jou bankrekening het en status. Ons jaag geld na, ons is so behep met prestasie, julle, en dit is nie Jesus se hart nie. Maar nog steeds is dit die dinge wat ons onsself mee besig hou. Jy weet, 'n mamma huil nou die dag by my, sy sê vir my, Michelle, my kind, ek huil oor my kind, ek huil oor my kind se gees, want hy, dit gaan vir hom net oor geld, dit gaan net oor hoeveel geld hy in die bankrekening het, en dis al waaroor hy praat. Hy het besluit om nie te swat vir 'n dokter nie, en eerder om te gaan swat vir 'n prokureur, want sy woorde aan my was, want daar's net soveel geld daarin, nie 'n prokureur nie, 'n chartered accountant, dis reg, want dit gaan oor die titels, dit gaan oor die geld, en sy huil, sy sê vir my, ek voel of ek gefaal het as 'n ouer, want dis al waaroor hy praat, dit gaan nie meer oor Jesus nie, daar's niks nederigheid daarin nie. En ja, dit was vir my so opvallend, want julle weet, Jesus het gekom as 'n koning. En hy het gekies om in 'n perdestal of in 'n stal, dierestal gebore te word. Sy ouers was nie arm nie, want sy pa was 'n carpenter. Sy ouers was nie arm nie. Die wyse manne het vir hom geskenke gebring, ter waarde van meer as 30 miljoen rand. Dis die waarde van die geskenke wat hulle vir hom gebring het. En dit was nie net goud, wierook en mirre nie, dit was nie. Dit was, hulle het as 'n karavaan, wyse manne in daardie jare het nooit op hulle eie getravel nie. Hulle het as 'n groep getravel, as 'n karavaan, kamele en donkies en wat ook al. En hulle was baie wel af. So in die Bybel noem hulle dalk
die 3 goedjies wat Jesus gekry het. Maar hy het nog baie meer gekry, sy ouers. Hulle was baie wel af. Maar steeds het Jesus gekies om nederig te raak om in 'n dierestal gebore te word. Hy het nederig geraak deur sy disippels se voete te was as 'n koning, julle. Sit dit in vandag se terms. 'n Dokter. Ek dink maar aan die bekendste dokter wat jy ken, wat so wel af is, wat homself verootmoedig en sê, weet jy wat, ek gaan vandag jou voete was. Jy wat 'n boemelaar is, of jy wat niks is nie, ek gaan vandag jou voete was. En ja, daar is soveel voorbeelde van waar Jesus, kyk maar die disippels wat hy gekies het, wat 'n tipe mense was hulle? Hulle was vissermanne, hulle het gerook, hulle het gevloek, hulle het tattoos gehad. Dis die mense wat Jesus gekies het om sy disippels te word. Kyk maar die mense in die Bybel, soos koning Dawid. God sê hy is 'n man na my eie hart. Hy het moord gepleeg, hy het egbreek gepleeg. Maar dit het Jesus gesê, is 'n man na my eie hart, want dit het gegaan oor sy gesindheid. Dit gaan oor my en jou gesindheid, julle. Dit gaan oor die verhouding wat ek en jy het met Jesus. Ek sit nie hier as iemand wat hoogheilig is nie. Ek sit nie hier as iemand wat veroordeel nie. My woorde kom nie uit veroordeling nie. My woorde kom regtig uit bemoediging, julle. Want soos ek vir julle in my vorige video gesê het, ek het uit emosies opgetree so ruk terug en ek het van iemand gepraat. En dit is een ding wat ek altyd teenstaan. As iemand na my toe kom met 'n storie, dan sal ek altyd die ander kant van die saak ook uitvind. Ek vat nooit iemand net op hulle woord nie. Jy kan my kinders ook vra, as hulle met my kom op 'n storie, dan sê ek, okay, maar wat het jy gedoen? Wat was jou reaksie? Hoe het jy opgetree? Want dis die tipe mens wat ek is. Maar steeds het ek gegaan. Ek het uit emosies opgetree en ek het van iemand gepraat. En ek is uitgevang en ek moes jammer sê. En dit was goed. Dit was nie maklik nie, maar dit was goed. Want dit is die gesindheid wat Jesus na kyk. So, en ek het vir julle almal vertel van die droom wat ek gehad het en die nag toe ek wakker geword het en net besef ek moet seker maak my saak met die Here is reg, dat Jesus my ken, want ek wil saam met hom die ewigheid ingaan. En daai gelykenis wat Jesus vertel het van die gasheer wat al hierdie mense genooi het na sy bruilof en niemand, en almal was te besig. Almal was te besig om geld na te jaag, om titels na te jaag, om prestasie na te jaag. Almal was te besig met hulle dag tot dag dinge. Nee, my kinders moet op 'n sekere manier presteer, my kinders moet op 'n sekere manier praat, my kinders moet geld najaag, of wat? Maar wat van jou kinders se gesindheid? Wat van ons kinders se geeste? Wat van ons kinders se verhouding met die Here? Jesus gaan, daai gelykenis wat hy vertel het van die man wat die mense genooi het en almal was te besig, en toe het hy sy diensknegt uitgestuur en gesê, gaan kyk in die strate, gaan kyk op die straathoeke, en toe het hy teruggekom en gesê, daar's nog steeds plek. Toe sê hy, go, have a look in the hedges. Wat se mense bly in the hedges? Die boemelaars, die hoere. Wie bly daar, julle? Die mense wat nie reg lyk of ruik nie, die mense wat nie reg praat nie, die mense wat nie volle medies gehad nie, so hulle het nie met tande in hulle monde nie. Hulle was nou maar by die staat, en in die staat strek hulle tande. Ek onthou, toe ek en ou Martin swaar gekry het, nou moet ek na die staatshospitaal toe gaan. Net ek
Eerstens staan jy in lang queues. Jy moet weet jy staan die hele dag. Jy moet vroeg daar wees. Want die mense staan al van die vorige nag daar net om eerste te wees. En ek het in daai queue gestaan en ek het lank gewag. En toe ek daar by daai dokter kom, toe sê hy, nou sien ek elke keer, maar nou terwyl ek in die ry staan, nou sien ek die mense voor my, almal wat ingaan kom uit met bloed en 'n tissuekie en so aan. Naderhand begin ek dink, hoe vet is dit net tande wat getrek word hierso? En toe besef ek. En toe ek ingaan, toe sê hulle vir ons, toe sê hulle, ja, we don't have the facility, we can pull the tooth for you. En toe het ek net nie, is okay, ek dink ek het iets om te verkoop. Want ons maak ons by mekaar, so ja, toe het ek daarom iets gehad wat ek kan verkoop, en 'n regte dokter toe nou gaan sien, en gelukkig, daar waar ons gebly het, was die tandarts nie so duur nie, so hulle kon vir my 'n stopseltjie insit. En ja, ek het gelukkig 'n plan gehad om te maak. Ek kon iets verkoop het weer, en weer nederig raak. Maar ek's dankbaar vir die pad wat die Here met ons gestap het, en ja, soos ek sê, so het hy Desember weer besluit, hy gaan alles van ons af wegvat, dat ons niks kon betaal nie, dan is nie Martin sy mense kon betaal nie, ons kon nie kos koop nie, niks nie, en ons moes net weer op ons knieë kom, waar ons die Here vertrou, en ek is dankbaar vir daardie pad, ek is dankbaar dat die Here vir ons daardie pad gewys het, en gewys het dat ons weer 'n bietjie moet nederig raak voor hom, want dit is waar Jesus ons kan gebruik, is waar ons diensknegte is vir hom, waar ons nederig is vir hom. Hy kan iemand wat nederig is, kan hy gebruik. En dit is waarvoor ons hier is. En net so terloops, julle moet bietjie daai gelykenis weer gaan lees wat Jesus vertel het. Die deure is toegemaak. Die ander mense wat hulle besig gehou het om titels en goed na te jaag, hulle het nie ingegaan nie. En ek sê weer eens julle, my woorde kom nie uit 'n plek van veroordeling nie. Die Here praat elke dag met my. En daar's weke wat ek dink, ja, wie is ek om video's te maak, want my voorbeeld is so sleg. My voorbeeld is so swak. En dan moet ek weer vir die Here uitkom en sê, Here, vergewe my vir hoe ek opgetree het. Here, wys my, en die Here is besig om met my te werk. En ek het vanoggend, want ek het nou al 'n rukkie hierdie boodskap wat ek in my hart dra, wat ek net vir die Here gesê het, Here, wys vir my, wat se boodskap ek moet maak, en die Here het opgedaag julle, en die Here het vir my die woorde gegee, want ek het na hom toe gegaan. Ek luister nou die dag gepreek, en dit is so waar, ek kan daarvan getuig in my eie lewe. Het ek en my man dis altyd ons tweede huwelik, en ons het maar al daai trauma en goed van ons eerste huwelike, het ons ingebring in ons huwelik in, en ons kinders, en ek en ou Martin het maar swaar gekry onder mekaar, se woorde, en pyn, en ja, die dinge wat ons kinders deur is, en so aan, en so die kinders het ook maar les op gesê, baie kere, as gevolg van die dinge wat ons saam met ons gedra het. En ja, ons moes maar reggemaak het, soos die Here vir ons dinge gewys het, moes ons maar reggemaak het, en vir die kinders om verskoning vra, moes ons maar, ja, verskoning vra, en weer dinge regmaak met die kinders, en vulnerable raak vir hulle, en sê, weet jy wat, ons het droog gemaak, ons is jammer, ons het so opgetree, en daar moes ons toe nou begin werk het aan, ekskuus, my hond blaf nou, hy het so diep stem, al die demone hardloop sommer weg, as hy begin blaf, en ja, ek is dankbaar daarvoor, maar wat ek vir julle probeer sê is, ek en my man het vandag 'n beter verhouding as wat toe ons ontmoet het, en toe ons, jy weet, die eerste keer by mekaar gekom het, en getrou het. Ons het vandag 'n beter verhouding, want ons albei het die keuse gemaak om jammer te sê, om te kan verskoning vra,
om mekaar te vergewe en om aan te beweeg en ons het altyd die keuse gemaak om Jesus te dien en nederig te wees voor mekaar. Soos Jesus voete gewas het, moes ons ook baie kere voete was, denkbeeldig, jammer sê en net minder wees, sodat ons weer kan ontvang by die Here, want dis die gesindheid wat hy na kyk. As hy sien ons is nederig, dan kan hy weer deponeer in ons lewens en dan kan hy deponeer in ons huwelike in. So ja, ek hoop my boodskap vandag is vir julle bemoedigend en dat dit vir julle ook net weer 'n honger te gee om by die Here se voete uit te kom, om jy weet, om jammer te sê of om verhoudings te herstel, julle. Dit is die beeldspraak of die manier wat ek praat van my en Martin se verhouding is hoe ons verhouding met Jesus ook hallo thuis. Hallo. Is die manier hoe is die voorbeeld van hoe ons verhouding met Jesus ook werk, julle. Hy kyk na ons gesindheid en in Johannes 2 vers 23 tot 24 sê Jesus vir sy disippels, you were the ones who continued with me through my trials. What I was suffering, the ridicule, the name-calling, the resistance, you stayed, even though many of your disciples, of your fellow disciples left. Hy het na daardie 11 disippels gekyk, ek het nou notas gemaak, en hy het vir hulle gesê, you are no longer slaves or servants, now you are my friends. In Proverbs 31 vers 11 sê hy, the bride has endured with him through his trials. So dit beteken ons gaan deur trials gaan, julle. Want jy kan maar gaan kyk, al Jesus se disippels het deur trials gegaan. As ons die pad van Jesus wil stap, moet ons weet, ons gaan deur trials gaan. En dit is hoe ons gaan endure. Ongelukkig, because of offense. Gelees Mattheus 24, because of offenses, many are going to fall away. So as jy iets sê, of iemand sê vir jou iets, en jy take offense daarvan, en jy maak dit deel van jou identiteit, of, jy weet, kom ons noem hom die Piet Maree identiteit van, ek is 'n bedelaar, die Israeliete, we are grasshoppers, daai mentaliteit, julle, ons moet opstaan daaruit, en, weet julle wat, God se boodskappers gaan nie altyd lyk soos iemand wat, jy weet, gesoet en getaai is, en die regte woorde ry, en die regte karre ry, en hulle gaan dalk opdaag as, jy weet, 'n boemelaar, maar tog is dit waar Jesus ons gesindheid toets. Dis tog waar Jesus sien, jy weet hoe ons optree. Daar is soveel voorbeelde in die Bybel, en ek weet regtig, Jesus is besig om met my 'n pad te stap in my eie lewe, en ek is so dankbaar daarvoor. Dis 'n snoeiproses, so dis nie maklik nie. Maar ons moet altyd mense los beter as wat ons hulle gekry het. My een vriendin vertel vir my, dis nou so ter laaste ou storieetjie. My een vriendin vertel vir my hoe sy en 'n klomp mammas besluit het hulle gaan die kinders so 'n bietjie vat na die waterpark toe, en toe hulle daar kom, toe besef sy het haar beursie in haar ma se kar vergeet, want haar ma het gesê, sy sal hulle kom aflaai, want sy moet haar foon gaan uitsort, haar ma nou, want haar foon is stikkend. Sy sê, nou, ken sy hierdie mense al vir die hele ruk, en sy weet, hulle ken haar, en hulle weet wie sy is, so, sy het nie 'n probleem om hulle te vra net, of en sê, weet jy wat, ek het my beursie in my ma se kar vergeet,
sy is in winkelsentrum toe om haar foon te gaan regmaak, want daar's probleme met haar foon. En sy sê, maar soos sy begin praat, begin hierdie mammas almal skielik om te draai en weg te loop. En nou staan sy daar alleen, nou dink sy, joh, wat het sy nou gesê? Het iets gebeur, het iemand hulle geroep? Want sy dink toe, sy het seker nou iets gemis, iemand het hulle geroep om te kom te betaal, maar sy het dit gemis. En in elk geval, nou stap sy nader, sy sê, hoorie, ekskuus julle, het julle gehoor wat ek gesê het? Ekskuus, jammer ek vra, maar ek het regtig legit my beurs en my ma se kar vergeet, en sy is in dorp toe om haar foon te gaan regmaak. En hulle ignoreer hulle loop, is net, o nee, ons kan nie help nie. Sy sê, nou, hierdie is die tipe mammas met die blinkkarre, wat, as er 'n nuwe model uitkom, dan word die kar cash gekoop. Hulle besit huise meer as een plekke. Hulle gaan gereeld oor see vir vakansies. As hulle jou groet, dan groet hulle jou met die van eerste, dat jy net weet, die naam wat op die geboue is dis hulle geboue, maar hulle gaan jou nie help nie. Die een vrou het toe nou gesê, weet jy wat, is reg, ek gaan jou help, maar ek is glad nie happy nie, dit was haar woorde, want ek het nie geld om te mors nie. En sy sê, maar sy weet nou al, sy weet ook wat hierdie mense se mans verdien, en wat se werk hulle doen, en wat hierdie vrouens doen, en so aan. So dis nie dat daar nie geld is nie, dis net, hulle is nie gewillig om te help nie. En skus, ek is nie veroordeel as dit sê nie, my boodskap is net, sy daar en dan vir daai vrou toe nou, die geld moes oorbetaal, en gesê, weet jy wat, ek het genoeg geld in my rekening, om vir jou oor te betaal, laat jy net vir my betaal. En sy het vir daar en dan die geld oorbetaal net vir die ingang. Sy kon nie vir die kinders koeldrank koop of wat ook al nie, of vir Romeis of wat soos sy beplan het nie. En sy sê vir my, sy het gaan sit daar op 'n bankie, en sy het begin huil. Sy het gehuil, want sy kon nie glo wat met haar gebeur. En sy sê, sy het daai dag gevoel, soos 'n bedelaar, sy soos 'n boemelaar. Sy het verstaan, en haar man is 'n skatryk boer, hulle doen so goed. Ek praat van finansiëel, geestelik is hulle besig om 'n pad saam met die Here te stap, en dalk is dit die rede hoekom dinge gebeur het, maar dis nie dat hulle nie die finansies het nie, maar daardie vrouens daardie dag het geweier om haar te help, en sy sê dit was vir haar so 'n eye-opener om te sien hoe mense nie bereid is om 'n ander ou te help nie, en hoe ons gesindheid is. En ja, ongelukkig is dit dieselfde mense wat voorsit in die kerk en seker maak hulle is daar om te help op 'n Sondag en so aan, maar hulle gesindheid lyk nie soos die van Jesus nie. So ja, net so terlaastens, Lucifer, toe hy nou nog in die hemel was hy was nooit getoets nie, want hy het in die hemel gebly. So ja, die pad wat ons as Christene stap hier op aarde is nie dieselfde as wat die engele stap nie. Ons pad, ons lewe in 'n wicked en 'n cruel wêreld, en hier word ons getoets, en ons gesindheid elke dag word getoets. So, ek hoop regtig dis is 'n boodskapie wat julle 'n bietjie bybly en regtig met julle gepraat het. En ja, soos jy weet, ons kan voel soos graashoppers, maar ons moet begin opstaan in die identiteit wat die Here vir ons gee. Maak nie saak wat met ons gebeur nie. En selfs dis nie net hoogmoed en titels en goeders wat ons moet neerlê nie. Dis daardie gevoel van ek is 'n bedelaar, ek voel soos 'n bedelaar. Ons moet dit ook vir die Here se voete bring, want die Here kan ook nie met dit werk nie, net soos hy met die Israeliete nie kon gewerk het nie, want hulle het hulle self gesien as graashoppers. Hy kon nie met dit werk nie.
toe moes hulle 40 jaar langer in die woestyn of jy weet, geswerf het voordat hulle die beloofde land binne gaan, want hulle het dit self as grasshoppers gesien. So it goes both ways, of dit nederigheid is of hoogmoed. Die Here kan nie met dit werk nie. So ja, dis my boodskap vandag. Ek weet dis 'n bietjie van 'n lang ene, maar dit is 'n nodige ene. En soos ek sê, die Here is besig om elke dag met my op te werk en ek moet jammer sê baie kere en ek moet verskoning vra vir my gedrag teenoor my man, myself, teenoor my kinders, teenoor ander mense en vir die Here, vir al julle. Ek bid regtig net weer eens saam met julle dat julle ontmoeting met die Here sal hê, dat julle sal begin opstaan in julle hemelse titels en julle hemelse name wat die Here oor julle spreek, en dat julle dit sal najaag en dat julle julle kinders sal leer om dit na te jaag van 'n jong ouderdom af, in plaas van om prestasie en geld en titels na te jaag, of om julle kinders te laat glo dat hulle grasshoppers is of bedelaars, maar dat hulle vrede en hulle naam en identiteit by die Here sal kry. Leer julle kinders om dit te doen. Anders te gaan die lewe net monotonous wees, 9 to 5, elke dag dieselfde. Dis belangriker julle vir die Here, dat die kinders daai dinge besef, dat hulle earthly, heavenly voices sal kry, dat hulle in hulle hemelse tale begin praat. Jesus het vir ons elke een 'n hemelse taal gegee. Hy het vir ons elke een die mag gegee om demone te kan aanspreek en raak sien en te kan fight. So dis die dinge wat ons as kinders moet leer, julle. Ons moet ophou om ons kinders te leer om hulle self besig te hou met die dinge van die wêreld. Dit is leeg, dit maak ons leeg. Die Here sal daardie dinge self gee as ons hom najaag. So, wees geseënd. Dis 'n bietjie van 'n diep boodskap vandag en dit het vir my 'n bietjie pakslag gegee. So, en dis hoekom ek dit met julle deel, want ek kry self hierdeur pakslae. Anyway, wees gebless. Geniet julle dag en Jesus is lief vir julle. Jesus sien julle en Jesus Jesus is by julle. Jesus met julle. Praat met hom en wees stil. Hoor sy stem. Hy praat met ons die hele dag. Jy hoef nie om te gaan soek op 'n ver plek nie. Hy is reeds by julle. Soek hom na. Search for him, guys. Anyway, wees geseënd.